Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Berg en iets waaroor ek onlangs wakker gelê het, is hoe mens baie talent kan hê en nog steeds nie 'n wil of 'n lus om hard te werk om verder te kom in die lewe nie. So toe het ek 'n goeie vriend van my gebel, Daniel Maree, om bietjie te kom pot gooi oor hierdie idee vanaand. Goeienaand. Goeienaand. Dankie dat ek hier kan wees. Dankie dat jy gekom het. Ek wil net eers afskop en begin deur te sê ek weet jy dra altyd keppies. Ja. So ek het vir ons matching keppies Hoorie, gekry net hoe vir cool vanaand. is jy Jy kan nie? dit weggooi na die tyd, Ek maar wil ek nie. voel dis so cool. Jy kan dit Ek sommer hou dink dis ook. baie Gaan ons dankie. hom doen. Ja, Ek dankie weet vir nie, almal ek wat. So actually 'n interessante feit, en hierdie gaan dalk nou vreemd klink, maar ek lyk straight up soos 'n lesbien as ek so 'n hoedjie dra. Kyk gou, ek joke nie eers nie. Dis hoekom ek flat caps dra. So ek weet Lyk jy of- soos 'n lesbien? Definitief, check Nee, gou, ek kan sien jy dit dit nie. definitief. So wat ek gaan doen is ek gaan hom net anders omdraai. Nice. Dis hoekom ek flat caps dra. Dink Not jy- by choice, maar by Gaan like hierdie werk vir my? definitief. So, nee. Ja. So. okay, gotcha. Ek ons moet dalk daai kat, maar anyway. Ja. So jy het die afgelope jaar, jy het jou of julle die Pisangskille het hulle eerste uitsig gewen. Julle het vir 'n tweede keer by Afrikaans is groot opgetree. Ja. En ek dink 'n baie moeilike vraag vir my persoonlik om myself te vra as ek in die aand in die bed klim is, verdien ek sukses? Dis 'n baie interessante vraag en ek het actually 'n baie interessante gesprek met iemand al hieroor gehad. So ek dink die regte term vir dit is imposter syndroom, as ek Ja. nie verkeerd is nie. Ek het actually ons het 'n show gespeel in Jacobsbaai. En dis die eerste keer wat ons vir Rikus ontmoet het vir Radio Raps. En ons het die aand tot laat gesit en kuier en ons het actually hierdie gesprek gehad oor wanneer mens ooit voel jy's goed genoeg om te verdien wat jy kry. Soos want obviously daar het so baie gebeur die laaste jaar en baie keer voel jy's nie goed genoeg nie. Dis eintlik onregverdig as mense wat al jare musiek maak wat dit nog nie gemaak het tot waar ons dit nou gedoen het nie. So ek dink definitief is dit iets waar jy altyd sal wonder, is jy goed genoeg? Is dit wat jy uitbring goed genoeg? Is dit wat jy skryf goed genoeg? Maar ek dink dit is ook in daai onsekerheid is ook maar waar ek dink daar creative freedom is. As jy nie regtig weet of dit wat jy doen reg of verkeerd is nie, is daar's ook 'n tipe van groei daar binne. I don't know, maar ek dink jy gaan altyd wonder is jy goed genoeg. En vir my is dit so. Ek wonder altyd is dit wat ons doen regtig relatief tot mense se lewens of soos maak dit 'n verskil. Gaan mense dit ooit sien soos wat ons dit sien? So nee, ek dink dit is definitief iets wat maar altyd 'n vraag gaan wees. Ek weet nie of dit jou vraag enigstens beantwoord nie. 100%. Ja. Ek dink iets wat vir my moeilik is, baie keer om te verstaan of iets wat my wakker hou in die aand, is waar talent begin en eindig en Ja. waar harde werk begin. En dis actually spesifiek waar ek vanaand mee jou wil gesels. Waar dink jy as individu eindig talent en waar begin harde werk? Wel, vir ons is dit dis 'n moeilike vraag om my te vra want ek het nie regtig baie talent nie. Soos ek kan nie regtig sing nie vir 'n begin. En ek remix maar net die woordeboek. Dis maar wat ek doen. Oh nice. Hoe Ja, altyd ja. 'n lang shows geskryf. Ja, ek dink nie noodwendig nie, maar dis hoe ek skryf sien. Ek dink almal remix maar net die woordeboek. Wat is jou vraag gewees? Waar eindig talent O. en waar begin harde werk? Ek dink harde werk, ek dink dit is een ding om soos deur te breek in die musiekindustrie. Ek dink daar's definitief harde werk gekoppel aan daai, maar ek dink dit begin eers, die harde werk begin eers as jy 'n gevestigde kunstenaar is en jy's nie meer net die new kid on the block nie. Want nog gaan altyd iets nuuts wees, altyd iets fresh, altyd iets cooler. En ek dink jy moet maar net intap in dit wat jy doen en harder werk om relevant te bly. So ek dink talent is definitief, dit help om te begin, maar talent gaan jou nie noodwendig die hele pad dra nie. Op 'n punt gaan jy moet daai besluit maak om te sê, okay, cool. Ons moet nou actually werk aan hierdie intentioneel, like sê nou maar skryf of jy weet werk aan jou show of whatever the case may be. So ek dink ja, dit sou my antwoord wees op jou vraag. Spesifiek gefokus op die Suid-Afrikaanse musiekindustrie. Wat het jy al geleer in die industrie rondom hard werk? Wel, so ek het 'n baie interessante siening oor soos ek voel jy moet jouself met mense wat meer as jy weet omring, want dan gaan jy baie leer. So ek probeer myself omring met baie ouer mense. Ek dink die laaste ruk het ek besef soos
hoe meer jy jouself omring met mense wat meer as jy weet, hoe meer gaan jy weet en hoe verder voor jou ouderdom gaan jy opeindig. So ek dink dit is maar net 'n geval van om te kyk hoe ek dink jy was fantasties is 'n great voorbeeld. Oef. Dis ouens wat dit al vir 15 jaar reg kry en ek dink hulle blueprint van hoe om dit te doen is amazing. Iets wat baie maklik opkom as mens besig is om konstant hard te werk is stres. Ja. Baie eerlik. Hoe gereeld voel jy gestres? Ek nogals baie. Veral nou want op 21 het ons regtig nie beplan om hierdie te doen nie. Soos om vir jou 'n idee te gee, soos ek was in die koor vir 'n kwartaal op skool te self maar ek moenie sing nie. Nice. Balti was in 'n band op skool te self vir hom, hy moenie sing nie, hy speel net die gitaar. So daar's baie stres rondom, nie net obviously is dit nou daar's klomp mense betrokke in hierdie. Dit was 'n regtig interessante tyd nou gewees van om net 'n normale student te wees na om voltyds te toer en like jy het nou bandlede om te betaal en jy het 'n manager en jy moet hierdie doen en jy moet daai sê en jy kan nie net meer like aangaan soos 'n student nie want jy het nou 'n brand om te dra. So die stresfaktor is definitief iets wat baie gereeld oor my pad kom. Veral met ek dink dit gaan terug na daai imposter syndroom toe. As jy nooit dink jy's regtig goed genoeg om hierdie te doen nie. Soos as jy op die grootste verhoog in die land staan en jy weet eintlik nie of jy kan sing nie. Jy's like regtig, jy weet nie of jy op noot gaan wees nie want jy weet regtig nie eintlik hoe om te sing nie. Like moet jy jy verras of baie keer jouself. Definitief en daar's 'n konstante stres van is jy ooit regtig goed genoeg om nou hier te wees vandag en hier op te tree. Soos daai is een kant, maar die ander kant is ook soos die stres van om nie jouself te leer te stel nie. En so obviously ons is twee en ek voel baie keer ek is baie verantwoordelik vir dit wat ons doen. So ek's baie hard op myself in terme van om goed reg te doen en nie om onnodig vir ons moeilikheid te maak of so ek wil hê die pad moet vir ons so maklik as moontlik wees. Ja. Dit gaan weer terug na wat ek vir gesê het van om te kyk na die mense rondom jou, die foute wat hulle gemaak het en seker te maak jy maak nie dieselfde foute nie. So ek het probeer so ver as moontlik enige kontroversie vir my of enige iets wat sleg kan reflekteer op ons. So ek dink ek's baie hard op myself om seker te maak dat ons bly heavy onder die radar in terme van soos ons doen ons ding en mense weet van ons maar niemand hoef regtig van ons te weet nie. Verstaan nie wat ek sê? Soos weet van ons, maar jy hoef nie te weet wat my naam is nie. Soos jy hoef nie te weet wat in my lewe aangaan nie en ek dink daai stres kom ook maar soos doen ek die regte ding? Soos is dit nou is hierdie wat ek gesê die regte ding op die verhoog? Soos daar's baie, ek dink ons baie faktore van stres wat kom met hierdie. Veral as jy regtig geen idee het wat jy doen nie. Jy het geen agtergrond tot musiek nie. Jy het geen agtergrond tot om voltyds te toer, like jou lewe was super normaal en nou is dit like hierdie weird. Daar's nie 'n manual voor die tyd wat jou voorberei nie. Nee, ek dink dis gaan jy kom op 'n punt wat jy maar net op adrenalien hardloop en jy gaan net maar net met dit wat jy voel en hoop dit wat jy doen reg is, maar stres is definitief, ek dink stres is ook 'n dryffaktor om seker te maak dat dit wat ons doen word reg oorgedra en reg gesien deur die publiek. So ek weet nie, daar's maar baie ek dink ons baie afdelings van stres, veral in die musiekindustrie. En is daar iets wat jy persoonlik as individu kan doen om jou stres net bietjie te verlig? Ja, ek dink dis hoekom ek nog steeds in Potchefstroom is. Ek dink dis hoekom ons nog nie besluit het om Pretoria toe te trek nie, want daar kan ons net wees. Daar kan letterlik niemand omgee oor wat ons doen, like waar ons is. As ons daar is ons daar en ek's net Daniel. Dis nie iets anders nie. So ek dink Potch is die plek waar jy kan gaan en jy kan sê, cool, nou kan jy net die hele wêreld afsit en jy kan jou boek lees of jy kan gaan kuier of jy kan net koffie drink en niemand gee om nie. En ek dink dis die hoofrede hoekom ons nog daar is, net om daai tipe van normaal te behou. Want alles het verander. So dit wat ons kan beheer is letterlik waar ons bly en met wie ons onsself omring. So ek dink daai is hoe ons dis hoe ek stres hanteer. Dis om net saam ons chommies te braai. Ja. Maar jy swat ook nog tussen deur alles, né? Ek het al gestaak hierdie jaar. Ek moet nou weer volgende jaar begin.
So, maar ek weet nie lekker hoe gaan dit vir ons werk nie. Want dis obviously, soos ek verstaan, 'n baie besige skedule. Ja, dit is rarig en dit is die issue is soos jy toer net op naweke, maar deur die week is jy maar redelik like jy's moeg en jy wil jou mense sien en daar's goed wat jy wil doen. So dis like ek sien Sondag as die chill dag voor die rusweek. Okay, ek hoor jou. Verstaan jy? Soos jy kom terug op 'n Sondag, jy chill en dan rus jy die week, maar soos vir volgende jaar het ek baie ander goed beplan buite net die musiek. So daai gaan dan in my week bietjie voller maak, maar ek voel net mense met die golf ry terwyl hy daar is en sodra die tyd kom om weer te swat, dan kan jy mos maar net weer begin. Ek dink die pik is ook baie rustig, so hulle verstaan dit is 'n maaltyd in ons lewens nou. So ek het nou eers, maar ek moet nou weer volgende jaar begin. Ek weet nie lekker hoe nie, maar ons sal dit uitfigure. Maar alles, ek gaan self te doen. Die oomblik koffie is 'n triggerwoord vir my. As iemand sê koffie, dan wil ek koffie. Moet. Dis 'n verslawing. Hier is my 4de koppie vir die dag, maar ons werk Dit is nie goed nie. Iets wat ek spesifiek by jou wil hoor, want ek weet julle is ongelooflik besig. En vir baie mense tel dit, en ek sê hierdie uit alle respek uit, vir baie mense tel dit geleidelik op. En julle het tot 'n mate toe, en ek weet ons baie werk wat voor die tyd ingaan, maar julle het tot 'n mate toe oornag. Ja, definitief. Jy weet, gefloreer en ontplof. En dit was so dat as julle ergens heen gegaan het, ek onthou want ons het verlede jaar het julle saam met ons werk Skool met die Grootste Gees gedoen. Ja. En die oomblik toe die kinders julle sien, ek bedoel ons het julle probeer wegsteek en die kinders het julle ontdek en saam met julle begin golf speel en om te sien hoe mense die vreugde in kinders en volwassenes se harte, die oomblik as julle op 'n verhoog uitloop. Ons mense as hulle uitstap is daar hierdie of daar's hierdie hierdie gaan 'n diep oomblik wees. Vir julle bring die goeie deel van lewe. Hoe jy na mense toe. Julle het hierdie gawe om 'n glimlag op mense se gesigte te sit. Dankie, dis baie nice. Ervaar jy dit ooit so as jy op die verhoog uitstap? Ja, ek dink op die verhoog gaan dit maar net oor ons. Ek dink ons probeer so ek het vroeg besluit dat ek wil nooit iets anders wees op die verhoog as wat ek is backstage nie. Dit wat jy daar sien is wat jy gaan kry as jy met my praat na die tyd ook. Ek het besluit ek wil nooit 'n persona hê nie. Ek wil nie iets anders wees voor mense en dan agter. En ek weet dis nie vir almal moontlik nie. Soos mense het almal doen dit op hulle eie manier. En which is also cool. Soos ek het nie dis net hoe ek dit sien. Ek voel dit wat jy sien as jy in die gehoor sit, moet jy ook sien as jy my ontmoet by die koffiewinkel af in die straat. Ja, in Potch natuurlik. Ja. Ja, jy moet Potch skryf. In Potch, ja. So ek dink daar is tog 'n element van vreugde want ek doen dit saam met my beste chommy en ons is baie happy om net oral te wees. Dis vir ons net regtig lekker. So dis vir ons oral 'n voorreg en ek dink daai vreugde wat ons oordra kom uit 'n plek van eerlikheid uit. Dis nie ons wat iets voorgee nie. Ons is regtig net super happy met dit wat ons doen. Dis vir ons baie cool en dit is vir ons cool om met sulke interessante en regtig talentvolle mense te deel. So ek dink daai vreugde wat jy sien van die gehoor af is regtig waar pure joy. Dis vir ons dit regtig soos elke keer is net soos wow, ek kan nie glo ons is nou actually hier nie. Verstaan jy? So maar dis ook hoe jy jou lewe. Ja, definitief. Ek is maar net so happy go lucky en bly weer te wees. En dis die waarheid, ek kan dit sê. Soos vandag is my baie cool om hier by julle te wees. Dis vir ons cool om jou hier te hê. Dis maar net Blacks deel. Wat ek wel wil noem, wat vir my opvallend is van jou, is nie net die feit dat jy jouself is nie, maar dat jy hierdie unapologetically, hoe kan mens dit stel? Jy het hierdie gawe, nommer 1, om 'n gesprek met enige iemand te kan aanknoop. En die crazy ding is, dis sinvol. So ek is baie erg daaroor om eerlik te wees. So alles wat ons sing is goed waaraan ons glo. Dis iets wat ek geskryf het saam met Balti uit 'n plek van of heavy seer of regtig baie geluk of elke sang het 'n storie. So ek is baie erg daaroor om altyd eerlik te wees met die gehoor en met die mense. Dit sal vir my onmoontlik wees om te sing oor iets wat ek nie glo nie. Ja. Net soos dat Zara beter is as Ackermans. Exactly. Dit is die waarheid. En verseker, dis die waarheid vir my. Dis jou waarheid, Verstaan ja. jy? Yes. So dit sal vir my 'n vreemde konsep wees om vir 'n idee te gee toe ons net begin het. Toe die label ons gekontak en hulle was soos cool. Ons sal hulle teken, maar dan sê hulle soos die volgende Brandewyn band. Julle eerste song se naam is Wynkaptein en ek was toe soos nee, ons gaan nie hierdie doen nie. Ons sal eerder nie teken nie as wat
ek iets gaan sing waaraan ek nie glo nie. En baie lank oor gebid en like my kop probeer rondom dit kry. En dit het toe net randomly uitgedraai dat ons nou maar kon sing wat ons wil sing. Ek dink dit gaan maar net daaroor om ek dink my boodskap sal wees is wees jouself want jy gaan ongeag geoordeel word of jy nou probeer soos die coolste mense wat jy ken wees of net om jouself te wees. Dit maak nie saak wat jy daar buite sit nie. Jy gaan geoordeel word vir dit. So word dan nou maar eerder geoordeel vir die ware jy. Ja. Dan, Yes man, dit was flippend mooi gesê. Dankie. Ja, en ek dink soveel mense het nodig om dit te hoor, veral die jonger mense wat jou volg op daaglikse basis. Maar ek dink dis hoekom soos ons is maar net wie ons is want ek dink dis cool want mense kan sien dat jy kan maar 'n bietjie vreemd wees of like anders wees en dit kan ook aanvaar word. Soos wees net wie jy is, jy is cool genoeg. So wat sal jou trigger wees? Wat sal wees? Hoorie Baltie, ek dink dis tyd vir ons om op te hou. As wat gebeur? Ek dink dit sal wees as ons begin skryf om die sogenaamde mark gelukkig te hou. As ons begin goed doen wat nie meer is waarvan ons hou nie. As ons in die studio met instap en sê, okay, cool, wat gaan werk? Dan weet ek dis die einde. So vir ons is dit ek is baie erg daaroor dat dit wat ons doen, ons moet eers gelukkig wees daarmee. Ek kan nie worry oor die mense daar buite terwyl ons besig is nie. As ons al van hou, dan is dit amazing. Want dan is dit eerlik en is reg aan wie ons is. Maar die dag wat ons sê, hoor jy like, kom ons kyk wat doen hierdie ou, dit werk nou, kom ons doen daai. Of yes, ek het nou daai melodie by daai ou gehoor of so of daai ou like so. Kom ons probeer dit. Kom ons gaan in daai rigting. Dan weet ek dit is ons sit die plot heeltemal mis want dan sal dit nie meer werk nie. In die industrie is daar baie mense wat baie hardwerkend is. Ek bedoel ons sien hierdie keer op keer, jy het self genoem, julle trek baie inspirasie uit ouer mense uit in die industrie. Ja. Watter persoon staan vir jou uit wat hardwerkend is, wat jy aspire om soos te wees? Yes, dis eintlik 'n great vraag. So ek gaan jou vraag 'n bietjie rephrase en ek gaan 'n bietjie teruggaan in tyd. So ek is baie erg oor MK. Ek dink baie van ons inspirasie kom uit MK uit. Dis is cool. Ons love die idee van daai rou, eerlike, like sê net wat jy wil, wees net wie jy is, like go met daai. En so ek dink eerstens inspirasie kom definitief van die MK bands af. 100%. Ek dink Sustain Dwergies Glaskas, ons het nou oor die Melktert Kommissie gepraat. Love hulle. Straatligkinders, jy weet, FL. Ek dink daai is sulke goeie voorbeelde om na te kyk as jy ooit musiek wil maak. Om te sien hoe mense dit moet doen. Is like wees super eerlik, sê wat op jou hart is en go met it, you know? Of mense daarvan hou of nie, ten minste bly jy eerlik aan jouself. Jy kan nie sê jy het jou siel verkoop vir die mark nie. I don't know. Maar ek dink iemand wat regtig vir my baie uitstaan, wat regtig hardwerkend is en dit nou al vir jare doen, is definitief Pierre van Heuwels. Ek dink dit sal altyd teruggaan vir my na die Heuwels fantasties toe. So op hoërskool het ek regtig baie Afrikaans geluister nie. Dit was nie iets vir my wat vir my regtig aanloklik was maar ek het die Heuwels gelove. Soos ek love Heuwels fantasties. Alles was Taylor Swift en dan was ons soos 10 Heuwels fantasties. Exactly. Ja, jy verstaan. Ja. Jy het Got you. So ek dink iemand wat ek regtig na opkyk is Pierre. Net vir wat hy al reg gekry het en vir wat hulle doen, nie net met die musiek nie, maar ook buite die musiek, met Liefde by die Dam en als ek dink daar is 'n great voorbeeld van iemand wat jy kan volg wat super eerlik is, net sy ding doen, nie worry oor wat skoon ou. Exactly. Dit is plat op die aarde ook. Definitief. So ek dink definitief dis Pierre. Ek's 'n fan Pierre. Ek wil graag towards die einde spesifiek hoor oor nuwe projekte. Is daar enigiets in die pipeline vir jou en Baltie of vir jou? So ek wil heavy graag spoken word doen. Soos ek voel nie daar's iemand in Suid-Afrika wat spoken word doen nie. So ek dink dis definitief iets wat ek volgende jaar wil doen. So. Ek back jou heel voor in die middel. En dit gaan nie eers daaroor of dit hoef nie. Mense hoef nie eers te weet daarvan nie. Regtig, dit hoef nie. Ek dink is iets wat ek net vir myself wil doen. Ek dink daar's definitief, ek dink daar is so iets regtig in Suid-Afrika op die oomblik nie, of alhoewel nie in Afrikaans nie. Nie in Afrikaans so groot nie, ja. En ek wil dit sal vir my cool wees om 'n hele spoken word project te doen. Bedoel jy mense kry om dit saam met jou te doen? Nee, net ek alleen. Ja. Maar net my gediggies oplees. I don't know.
Want dit voel vir my soos 'n digbundel is cool, maar daar is mense wat digbundels doen. En ek's altyd soek iets wat niemand doen nie. Ek's altyd op die uitkyk vir wat doen mense nie? Kom ek doen dit. Like wat is daar nie en dan gaan ons in daai rigting. So ek dink definitief dis iets wat ek volgende jaar wil doen. Is 'n solid spoken word project. Ja, so ek dink dis een ding. En vir die piesangskille, ek weet nie, ons het nou redelik hierdie jaar baie musiek uitgebring. Ek dink ons was bietjie all over the place hierdie jaar. Ons het like net gegaan en klomp goed gedoen waarvan ons hou. Ons het nie regtig, ek voel ons het bietjie like fokus verloor hier en daar met die musiek. Ons het net like gegaan en regtig intentioneel net gedoen waarvan ons hou. So ek weet nie, dalk volgende jaar nog 'n album, who knows. Okay. Maar ek's ook baie in two minds, 3 albums, 3 jaar, is like dit voel vir my dis baie. It's a lot. It is a lot. So ek weet nie, ek kan nie vir jou eintlik sê nie. Daar sal definitief nuwe musiek uitkom, 100%. Wanneer dit gaan gebeur, weet ek nie. Heavy in die plek van dit wat moet gebeur sal gebeur wanneer dit moet gebeur. Ja, ja. So volg my net die proses. Wat wil jy sê? Ek dink ek sou net vir mense sê soos jy's goed genoeg, soos jy's okay. Jy kan rustig wees, soos all awesome. Alles gaan okay wees. Wat ook al vandag jou pla, gaan nie oor 10 jaar regtig 'n invloed oor jou lewe hê as dit nie like 'n massive ding is nie. So ek dink alles in perspektief. Ciao. En om te besef dat alles verander, niks bly oor dieselfde nie. Die enigste konstant is die feit dat ek voel niks bly dieselfde nie, maar ek sou vir mense sê alles verander, maar berge bly. So wees meer soos die berge. Daniel, ek wil baie graag afsluit en ek wil nie eintlik hê hierdie moet eindig nie want hierdie is een van my gunsteling onderhoude nog. Wat is iets wat jou in die aand rustig laat slaap? Ja, ek dink die feit dat ek's gesond, my maale is happy. Ek het 3 honde wat ek baie min sien. Maar hulle is happy. Ek dink is die feit dat almal waarvoor ek lief is nog hier en ek dink dit maak my rustig om te weet dat die dag as al suidloop, weet ek presies waartoe ek kan terughardloop en ek sal veilig wees daar. Ek weet wie's aan my kant en ek dink as mens daai weet dan is jy redelik okay. Ek dink as jy weet wie regtig aan jou kant is en nie net sê hulle is nie. En dit regtig intentioneel vriende en familie wat jou sal back, maak nie saak wat gebeur nie. Ek dink dan kan jy rustig wees. Dan kan mens maar gaan met wat ook al gebeur. Met die feit dat jy weet, alles sal okay wees, want jy het daai persone in jou lewe wie jy regtig kan bel as alles soos in mekaar inval. Ja, En ek dink dit gee my rustigheid. dis baie mooi gesê. Dankie. Ek het definitief nou meer rustigheid oor talent versus hard werk en hoe dit in mekaar integreer. Dankie vir die saamkyk. Ons maak volgende week weer so lekker slaap.